Weet jy wonderlik het is om net 'n voorreg dit is om net volgende te sê, maak julle Bybels oop. Om toegang te hê tot die woord van die Here. As kinders van die Here. Ek wil u vandag met die deel oor die verhaal van Josua. En die verhaal van Josua is 'n verhaal van oorwinning. Hy het na Moses het hy oorgeneem en hy was die een wat in beheer was van die oorwinnings van Israel nadat hulle in Kanaan ingegaan het. En hierdie lewe van Josua beskryf ook die oorwinningstog van 'n kind van die Here. Dis nie net dat dit so lank gelede gebeur het nie, maar die storie van Josua is ons storie. Dis die storie van ons wat uit ons ou verlede uitkom, ons ou mens uitkom, uit Egipte, uit slawerny uit. En ons het in ons beloofde land ingegaan in die nuwe skepsel wat God ons gemaak het, 'n nuwe skepping. Ons het deur die Jordaan gegaan, ons is gedoop deur in water, ons is gedoop deur die Heilige Gees, and we have entered into the victory of Jesus. Dis ons storie. En in Josua se dagboek verduidelik dit dat die dag toe die kinders van Israel die woestyn verlaat het, het hulle bonatuurlik deur die Here geseën en voorsien. En die eerste stad wat hulle teekom was die stad Jerigo. En ons weet wat het daar gebeur. Hulle het geskreeu, die trompette het geblaas en die mure van Jerigo het ineengestort. En Israel het 'n ongelooflike oorwinning by Jerigo. Hulle begin met hulle tog van triomf. En omdat ons kinders van die Here sê die Bybel dat ons geroep is om in dieselfde triomf van Christus te wandel. En ons moet lewe in daai oorwinning wat hy behaal het aan die kruis. Dis ons seën. So na hierdie verbuisterende en bonatuurlike ingryping en oorwinning van Israel, sê die Bybel het die mure van Jerigo deur geloof geval, by faith. En Josua is nou die wen-generaal. Hy is die beroemd oor die hele land. Hy is nou 'n celebrity. He's the man. En net soos God beloof het, was God met hom. En die land vier almal fees. Nou lyk dit of Israel onstuitbaar is. Almagtig is. God is met hulle. Niks gaan hulle nou keer om van plek tot plek te gaan wat God gesê het, waar jy jou voet neersit, daai sal ek vir jou gee. Wat hy beloof het. En so na Jerigo verwag hulle dat oorwinning net maklik gaan kom. En dan lees ons oor hierdie klein plekkie met die naam van Ai. Ai. Kom ons lees dit, Josua 7 vers 1. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed. Want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed, of kom ons noem dit die toegewyde goed, geneem sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Terwyl hulle in oorwinning is, gebeur dit. Wat is toegewyde dinge? Wat is bangoed? Dit is dinge wat in die oorlog, wanneer jy die buit vat van die vyand, die silwer, die goud, die kledingstukke, die muntstukke, die swaard, die buit van die Here het daar 'n reël gemaak dat dit behoort aan die Here en dit behoort aan die skatkis. Dit moet gaan na die skatkis van die Here toe. Die buit behoort aan hom. Dit moet gegee word volgens Josua 6 vers 11 aan die skatkis. Nou,
Hierdie ding gebeur nou voordat hulle na Ai toe gaan. Die bandgoed word gevat deur iemand. Nou lees ons in hoofstuk 7. Die volgende dag het Israel uitgekyk oor hierdie klein buitepos en hierdie staatjie om dit in te neem. Maar toe gebeur die volgende. Dis 'n klein plekkie en dit was 'n Kanaanitiese buitepos. En om die land in te neem, trek hulle nou na Ai toe. En Josua, wat hierdie klein plekkie sien, stuur wat hy gewoonlik doen, stuur hy spioene uit. Spioene kom terug en die spioene sê die volgende: luister hierso, Ai gaan maklik wees. Ai is niks nie. Dit gaan 'n piece of cake wees. Ai is 'n niks burger. It's nothing. En ons hoef nie eens baie manskappe te stuur nie. En Josua stuur net 3000 soldate om Ai te gaan inneem. Hierdie mense loop oor van selfvertroue. Hulle loop oor van oorwinningstog in hulle lewe. En hulle dink hulle is onstuitbaar. Josua luister na sy spioene en stuur 3000 manne. En die volgende gebeur, Josua 7 vers 4. So het daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daarna toe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan. En hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim. En hulle verslaan op die afdraand. En die volk se hart het versmelt en soos water geword. Skandelik verslaan deur 'n klein groepie mense. 36 Israeliete wat begrawe moet word. En Josua gaan na die Here toe en hy sê: Here, wat het gebeur? U het dan gesê u gaan saam met ons wees. U het dit gewys met Jerigo. Hy val op sy aangesig en hy huil voor die Here. En die Here stop hom. En die Here sê: Josua, staan op. Hou op rou. Hou op vra. Hy sê jy het sonde in die kamp. Jy het 'n probleem. As iemand in die kamp van Israel. En natuurlik het God geweet, maar Josua het nie geweet wie dit is of wat dit is nie. Niemand anders het geweet behalwe die Here nie. Die man wat die oorskiet van hierdie bandgoed vir homself geneem het, sy naam was Akan. En luister, hy was doelbewus, hy was uitdagend en hy was ongehoorsaam aan God. Hy het dwaas gesondig teen die direkte opdrag van die Here. En as gevolg daarvan het hy sonde en die impak van sonde en die gevolge van sonde het op die hele volk gekom. Hulle is deur een man se sonde verslaan by Ai. Dit is iets wat 'n mens selfs 'n geheime sonde kan noem. Nou luister, sonde is die mens se grootste probleem. Dit verwyder ons van God, dit bring verwoesting in ons lewens, dit hou jou in gevangenskap en dit bind jou in kettinge. Maar deur Jesus kan ons sonde oorwin. Romeine sê dit sal oor jou nie meer heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar julle is onder genade. Luister, alhoewel sonde groot is Christus groter. Alhoewel sonde oorvloedig is, sê die Bybel, sal genade meer oorvloedig wees. Genade is groter as sonde. As die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. Heilige Gees help ons ook teen hierdie stryd teen sonde en teen ons vlees. Galasiërs 5:12 sê, ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit
die begeerlikheid van die vlees volbring. Die Heilige Gees help ons. Luister, oorwinning oor enige sonde is moontlik. Nie deur jou eie vermoë en krag nie, maar deur die geregtigheid wat behaal is vir jou. Ek weet nie presies wat hier gebeur het by Ai nie, maar ek dink dit het iets soos dit gebeur. Eendag toe die kinders van Israel almal gaan slaap, en almal die bandgoed is op een plek, het Akan gedink aan wat hy die dag gesien het, toe hy daai mooi kledingstukke en daai silwer en daai goud sien. Hy het wakker gelê in sy tent en almal het geslaap, maar sy hart het begin klop. Aan die oorvloed. En hy dink by homself, jy weet, niemand sal weet as iemand iets vat nie. As ek iets vir myself of vir my familie kry nie. En hy met homself begin redeneer, dis wat die proses is van versoeking. En hy sê, ons verdien ten minste iets hiervan. Niemand gaan dit mis nie. En wie weet of God self gesê het, julle mag dit nie vat nie. Miskien het Josua dit self gesê, want hierdie ouens wil iets vir hulle self vat, van dit en net van die mense. Wie sê God het dit gesê? En hy begin dit te redeneer in sy kop. Miskien het God dit nie eers gesê nie. En so glip hy uit. In die middel van die nag, die maan glans skyn op die silwer, op die goud. Hy vat daarvan, hy gaan terug na sy tent toe. Hy maak 'n gat waar sy bed is. Hy begrawe die kledingstuk en die silwer en die stukkies goud. En maak het toe, sit sy bed oor dit en hy slaap en hy dink, niemand het my gesien. Niemand sal weet nie. Ek het daarmee weggekom. Maar God sien. God sien. Hy's 'n man wat die bling gesien het en hy het God vergeet. En weet jy hoekom is sonde so 'n probleem? Kom ons praat oor die mag van geheime sonde. En spesifiek, hoekom is onbeleide, onberouvolle, doelbewuste sonde dodelik? Dodelik. Kyk, wat is sonde? Sonde is om tekort te skiet. Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons ontbreek. It is to fall short. Ek oortree die bevele van God. Ek stap uit oor die lyn. Dis 'n geen toegangteken. Wat is dit dat 'n mens, as daar 'n geen toegangteken is, dat jy wil gaan kyk, jy wil oor die lyn trap? Dit is gehardwire in 'n mens in. Dis baie keer wil ons weier om God se wil te doen. En tweede, sonde is besoedeling. Sonde maak ons vuil. Kan ek 'n amen kry? Okay. Moenie worry nie, dit gaan goed eindig. Okay. Dis hoekom wanneer jy bid, vra jy vir die bloed van Jesus om jou te reinig van jou sonde, want sonde besoedel die siel. Dit steek die gewete aan die brand. Dit maak die hart vuil. Dit maak, luister, die liggaam dood. Vra vir Dawid, wanneer hy lees van sy sonde, Psalm 51, in sy sondebelydenis sê die volgende, hy sê, vers 9, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap weer hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg die aangesig van my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Dan sê, skep vir my 'n rein hart. Create in me a clean heart. A clean heart, O God,
and renew a right spirit within me. That's the result of righteousness, of accepting His grace and His mercy on my life. It's a clean conscience. Sonde sal jou siel wegvreet. Daar's verskeie maniere waarop ons die mag van sonde en veral geheime sondes in ons lewens kan hanteer. 1. Ons kan sonde vier. En sommige mense, luister, hulle vier sonde. Hulle woon hoog. Hulle woon wyd. Hulle spog oor hulle sonde. Was jy ooit by mense wat gespog het oor hulle sonde? Hulle sê, ek is vry man. Ek doen wat ek wil. Ek gaan nie doen wat die Bybel sê nie. Ek gaan doen wat ek wil doen. I will do it my way. En so sommige mense vier hulle sonde. Ander mense vier dit nie, maar hulle koester hulle sonde. Hulle koester dit. Psalm 66 vers 18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou ek die Here nie gehoor het nie. Of as ek ongeregtighede bedoel het of gekoester het in my hart, sê Dawid. Sommige mense koester dit, ander mense vier dit. En dan probeer ander mense, as hulle dit nie vier of koester nie, probeer hulle sonde beheer. Let's control this. Maar sonde is soos 'n wilde dier om te probeer beheer. Mense probeer dit beheer deur dinge te sê soos, wel, hierdie is nou nie 'n groot probleem in my lewe nie. Ek kan enige tyd hiermee stop. Het jy dit al gehoor? Ek kan enige tyd daarmee stop. Ek kan net ophou, omdat ek dit onder beheer het. Maar luister, sonde kan jy nie beheer nie. Jy kan nie sonde beheer nie. Dit is te groot probleem vir 'n mens. Jy het Jesus nodig om jou hiermee te help. Genesis 4 vers 7 sê, sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Amen. Luister, sonde is te warm om te hanteer. Jy moet nie probeer om dit te beheer en deur dit net in bedwang te hou nie. Die beginsel van sonde of die pad van sonde lei altyd na die dood. En Josua vind toe vir Akan, hulle begin om deur die tente te gaan, en hulle kry vir Akan, hulle deursoek sy tent, en hy word ontbloot vir wat hy gedoen het. Maar toe hulle ontvang, toe sê Akan die volgende, let op wat hy sê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en dit is wat ek gedoen het. Nou wat Akan gedoen het, word herhaal reg deur die Bybel. Dit het alles met begeer te doen. Begeer. Jy sien, dit is wat in die tuin van Eden gebeur het met Adam en Eva, waar sy begeer het om die appel, of as dit die appel was, om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Dit het met Dawid se lewe gebeur toe hy met Betseba, toe hy begeer het na haar. Jy sien hierdie patroon, sien ons oor en oor. Soos Akan gesê, dit is wat ek gedoen het, toe ek tussen, hy sê die volgende, toe ek tussen die buit 'n pragtige mantel sien, en 200 sikkels stilwe, en 'n goudstaal wat 50 sikkels weeg, toe het ek dit begeer. Luister wat bely die man, hy sê, ek het dit begeer. En dit is ons begeertes, wat die krag gee aan sonde. Ons word almal versoek, maar sommige van ons dink, ons hoef nie te worry wat ons daaroor dink nie. Jakobus 1:14 sê, maar elkeen word versoek. Luister, elkeen beteken julle ook.
Elkeen beteken ek ook. Amen. Elkeen word versoek. En hy sê, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Kyk die taal wat hy gebruik. Jou eie begeerlikheid, jou begeertes lok jou en sleep jou. Het verlok jou. Hy sê daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as dit sonde tot sy volle ontwikkeling gekom het, bring sonde die dood voor. Luister, dis nie te laat vir jou om te draai vir oggend nie. Want ons moet vlug van sonde. En hier is die beste ding wat jy kan doen met sonde. Jy kan dit bely. Nie koester, nie vier, nie probeer beheer nie. Wat doen jy met sonde? Jy bely dit. 1 Johannes 1:6, 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Amen? Sonde kom deur die hekke van ons lewens, die ooghek, dit wat ek sien, wat ek moet filter. Dit kom deur my oorhek, dit wat ek hoor, dit gaan na my hart, my mondhek, dit wat ek sê en dit wat ek praat, dit gaan na my hart toe. Dit het toegang tot my siel. Satan val ons aan deur die begeertes van jou hart. Sê die Bybel nie, hy sal ons gee die begeertes van ons hart. En daarom moet ek die Here vra, Here, verander my begeertes na u begeertes. Die begeertes van my hart is die begeertes van u hart. Want jou begeertes lok jou, verlei jou. Jy kan die slimste, jy kan die rykste, jy kan wat ook al wees, maar wanneer, hoe vang hulle mense nie altyd met hierdie advertensies? 'n Man wil ewe skielik as hy 40, 50 jaar oud is, dan gaan hy in sy menopause in, en die volgende oomblik wil daai man 'n sportskar ry. En hulle vang jou met daai advertensie, jy sal dink, hierdie ou is die wysste ou wat finansies en karre en goed is aanbetrek, en dan koop hy so 'n ding wat so laag is, wat geen slaggat sal kan oorkom nie. En ek hoop hier's mense wat dit gedoen het nie, maar mense raak stupid. Want dit gaan oor sy begeertes lok hom. Dit bypass die verstand. En in hierdie geval het dit vir Akan oor geld gegaan. Dit het gegaan oor om meer te hê. Ek veronderstel wat God hom beloof het, deur aan hulle die land van oorvloed te gee, was nie vir hom genoeg nie. So hy het gesê, ek het dit begeer, hy sê, ek wou dit hê. En toe sê hy, ek het dit geneem. Het begin by, ek het dit begeer, toe vorder dit na, ek het dit geneem, toe gaan dit na, ek het dit gedoen, en toe sê hy, ek het dit weggesteek. Hierso is die proses, dieselfde hartseer verhaal, gebeur weer en oor met sondes. Dit sê, ek het dit gesien, ek het dit begeer, ek het dit gevat, ek het dit begrawe. En so lei die pad van sonde tot uiteindelik die straf van geheime sonde. Akan word in die openbaar tereggestel en sy hele huisgesin saam met hom. En dis 'n vreeslike storie hier in die Ou Testament. Maar die feit is, mense, dat God sonde straf. En al die straf van sonde het op een persoon uiteindelik neergekom. En dit was Jesus. God is ernstig oor sonde. Hy's dodelik ernstig oor dit. Jy kan nie sondig en wen nie. Sonde is skadelik, dis vernietigend.
En dis hoekom jy nie daarmee speel nie. Daarom kan jy dit nie koester, jy kan dit nie vier nie, of beheer nie, of bedek nie. Jy kan nie sonde bedek nie. Jy kan dit begrawe, maar jy kan wel dit bely aan God. Iemand het eendag vir my gesê, as jy nie sonde doodmaak nie, gaan dit jou doodmaak. So wat maak ons dus met sonde? Ons dek dit, ons begrawe dit. Maar wat jy doen as jy dit bely, dan gee jy dit oor aan die een wat dit geneem het, die skande gevat het, die skuld gedra het, en die prys daarvoor betaal het. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Is dit nie wonderlik nie? Ek is so bly dat God is 'n God van groot genade. En sy vergifnis word voorsien in die bloed van Jesus. God se seun, luister, kan enige sonde reinig. En dit is nie te laat om in die genade van God oorgegee te word. En jou te werp op die offer van Jesus en dit te aanvaar nie. Hy is die ene wat uiteindelik daarvoor geboet het. Josua, luister, Josua kon niks doen om die teregstelling van Akan en sy gesin te verhoed nie. Josua het nie die mag gehad om dit te doen nie, maar Jesus het die mag om te keer dat jy tereggestel word oor jou sonde. Weet jy hoe het hy dit gedoen? Hy het die teregstelling op sy seun geplaas. Hy het die straf geneem. Hy het die oordeel geneem. Psalm 139 vers 23 sê, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my, ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n weg is van swart en lei my, Here, op die ewige weg. Ek bedoel, sommige mense begrawe hulle sonde en dink dit is nie meer daar nie. Maar jy kan niks daar hou as jy dit nie bely nie. Jy kan dit begrawe soos Akan, 'n gat maak en dit toemaak. En daai wat jy in jou verlede begrawe het, word binne in jou siel, word 'n bitterheid. Dit word 'n woede wat na binne gedraai is in jou lewe. En dit verwoes jou lewe, want jy het dit begrawe. En soos Akan dink ons sondes is begrawe. Maar dit is net die bloed van Jesus wat sondes kan bedek. Nie die gat wat jy grawe, nie die grond wat jy daaroor gooi nie, net die bloed van Jesus kan dit bedek. Jy kan iets nie verander voordat jy dit konfronteer in jou lewe nie. En as jy dit diep in jou siel begrawe, swel dit op soos 'n infeksie en dit word al hoe groter totdat dit jou hele wese uiteindelik vernietig. So kom dis skoon voor God vanoggend. En dit is wat dit beteken om jou sondes te bely. Dit beteken, wanneer ek my sondes bely, bely ek dit eerstens aan God. Amen. Bely dit aan God, want daar is niks wat God nie weet nie, maar nogtans wil hy hê dat my mond dit moet uitspreek.
en sê, en die woord bely is die woord homologeo, wat beteken om saam te stem met God. So wanneer ek my sondes bely, dan sê ek, Here, ek stem saam met u woord, wat dit sê. Ek bely u woord. Ek bely dat as u sê, dan sê ek dit. So eerder as om die slagoffer kaart te speel, soos Eva gesê het, o, dit is die slang wat dit vir my gesê het. Sê Dawid, ek het dit gedoen. Vir God. Kan ek 'n amen kry? En ons sê, God, u het gesê, dis verkeerd. En daarom stem my lippe saam met u. Ek kry dit nie meer weg nie. Ek begrawe dit nie meer nie. Ek stem saam met u. En ek gee dit vir u in belydenis. Ek gee dit vir u in berou. En ek gee dit vir u in geloof. En ek weet. En weet jy wat sal gebeur as jy opreg belydenis doen? Die bloed van Jesus reinig jou. Mense sal kom en dit wat die Here bedek het, sal dit probeer oopmaak. Maar niks kan dit bedek soos die bloed van Jesus. Al is jou sondes soos skarlaken, sê die Bybel, dit sal wit word soos sneeu. Ag, jy weet, pastoor, dit is maar net 'n bietjie pornografie. Dit is nie so groot probleem nie. Luister, dit vreet jou siel. Amen. En geen wonder dat jy nie in oorwinning kan kom nie. So, hou op daarmee. Maak staat op die bloed van Jesus. So hoe oorwin ons sondes? Ons maak seker hiervan. Ons oorwin sondes deur nommer 1, dit te bely. Ons oorwin dit deur ons verstand te vernuwe na die woord van die Here. Het Dawid nie gesê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. So hoe oorkom ek dit? Deur saam te stem met wat die woord sê. Dis belydenis. En dan sê Dawid, en dan sê hy, vra hy vir die Here, vergewe my. Het jy geweet, deel van die proses om gewas te word in die bloed van Jesus, is om jouself te vergewe? Vergewe jouself, en luister hier, hou op om selfbewus te word van jou sonde, word geregtigheidsbewus van die prys en die offer van Jesus. Hou op met selfveroordeling en verkry 'n geregtigheidsmentaliteit. Kan ek 'n amen kry? Weet mense sê, jy's 'n sondaar, ek is 'n sondaar, ek is 'n sondaar. Luister hierso. Wanneer God na jou kyk, sien hy die geregtigheid van Jesus op jou. Wanneer God na Jesus kyk, sien hy die sonde van jou op hom. Wat 'n mantel het jy aan? Het jy die mantel van geregtigheid aan? Of het jy jou eie mantel van eie werke, van eie dinge op jou lewe? Vergeef jouself. Kom onder die geregtigheid van wat Jesus behaal het. Kom onder dit in. Kom uit sonde bewustheid in en word geregtigheidsbewus. Kom uit onder selfveroordeling
en kom onder Christus bewustheid in. Hy sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Maak staat op sy krag, nie net jou krag nie. Sê nee vir sonde, maar sê, wanneer jy nee sê, sê ja vir geregtigheid. Moenie net nee sê nie, sê ja vir iets in sy plek. En in sy plek is Jesus se geregtigheid. 1 Petrus 2:24 sê, wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het. Waar is jou sonde? Wanneer God na Jesus kyk, wat sien hy? Hy sien jou sonde, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. So ons fokus is nie op ons sonde nie, ons fokus is op sy geregtigheid. Dis hoe ons wandel vandag. Ja, hier en daar sal 'n mens, niemand is sondeloos nie. Maar elke dag leef ek in die nuwe skepsel wat ek is. Ek lees daaruit. Die ou mens probeer elke nou en dan opstaan in jou lewe. Niemand gaan hier sonder sonde wees nie. Maar die nuwe mens, die geregtigheidsbewustheid in my, dwing my om na die Here toe te gaan en sê, Here, ek het U nodig. Help my hiermee. Vergewe my. Dit is 'n konstant, dit is 'n proses van geregtigheid. Ek verkry geregtigheid, dit is 'n proses. Ek het dit verkry die oomblik toe ek tot bekering gekom het. Toe het my ou mens 'n nuwe mens geword. Maar nou stap ek onder geregtigheid en sy geregtigheid, nie my geregtigheid of selfveroordeling nie. Daar's niks wat sonde so sterk maak soos veroordeling nie. Veroordeling. Luister, lewe in die skoon gewete, in die geregtigheidsbewustheid van die Here. En dan omring jou, luister hier. Hoe stap ek? Ons is nie sondeloos nie, maar hoe stap ek in die geregtigheid van die Here? Deur te stap saam met mense wat vir my kan sê, ek sien hier's iets in jou lewe. Kan ek 'n amen kry? Om in verhouding met so iemand te wees in jou lewe. Goddelike mense in jou lewe wat jou sonde kan raak sien en jou nie veroordeel nie. Want die Satan veroordeel jou, maar vir jou sê, dit is wat jy doen. En dan jou in liefde te help. Nie om nog veroordeling ook by dit te gee nie, maar om jou te help. As jy so iemand vind het in jou lewens, wil ek vir jou sê, is dit een van die kosbaarste mense wat jy mee kan wandel. Iemand wat jou nie veroordeel nie. Nie wat toelaat dat jy dit doen en sê dis fine nie, maar iemand wat vir jou kan sê, hey, ek challenge jou 'n bietjie hierso, sonder om jou te veroordeel. So, versoeking in ons lewens gaan kom, maar ons kan nie dit beredeneer nie. A aroused hormone has no conscience. Die Bybel sê duidelik vir Josef, hy sê vlug daarvan af weg. Run baby, run. Luister, sonde is 'n probleem, maar dit hoef jou nie te oorheers nie. Daar is 'n groter prys betaal vir die skuld van jou individuele sonde. Deur Jesus het jy die vryheid om in vryspraak van sy geregtigheid te funksioneer. Hou op om jouself te slaan oor dit wat jy gedoen het. Begin om te wandel in wat Jesus gedoen het. Het gaan nie oor wat jy gedoen het nie, het gaan oor wat hy gedoen het. 2 Korintiërs 5:21 beskryf dit so. Sê, hy het hom wat geen sonde gehad het nie.
sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Is dit nie 'n wonderlike gedeelte nie? Hy wat geen sonde gehad het nie, is vir ons sonde gemaak sodat ons kan word die geregtigheid van God. Luister hierso. Nadat God na jou kyk, na jou wedergeboorte, sien hy Jesus se prestasies raak in jou. Amen. Hy sien Jesus se prestasies raak in jou. En hy wil hê jy moet jouself so sien. Hy wil hê jy moet na jouself kyk soos hy na jou kyk. Hy sien jou as 'n nuwe skepsel. Gewas in die bloed van Jesus. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ek lewe nie meer in selfveroordeling nie, ek lewe in geloof in die geregtigheid van God. Moenie uit hierdie wonderlike geregtigheid wat Jesus vir jou verkry het, moenie daar uitstap nie, deur jou eie werke te probeer doen nie. Kan ek 'n amen kry? Moenie daar uitstap nie, bly in geloof in wat God sien van jou. Bly na jouself kyk deur hoe God na jou kyk. En geregtigheidsbewus te word. Stap in deur geloof in sy geregtigheid. So hoe raak ek ontslaaf van my sondes? Nommer 1. Ek dink aan die geregtigheid van Jesus. Ek bely my sondes. Ek het berou. Ek aanvaar sy vergifnis. En nou lewe ek verder in die geregtigheid wat vir my behaal is deur Jesus en ek hou vas aan hom. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek is 'n nuwe skepsel. Dit gaan alles oor die voltooide werk van Jesus. Wil jy vra om saam met my te staan? Dit gaan alles oor die voltooide werk aan die kruis. Dit gaan alles oor U, Jesus. Dit gaan nie eers oor my nie. Dit gaan oor wat U gedoen het. Ons eie geregtigheid, it's like filthy rags. But it's your righteousness that cleanses us. It's your blood, Lord, that saves us. Ek wil vra hom net daar waar hy is, as hy in die eie lewe bewus is van sonde, ek wil vra hom dit voor die Here te bring nou. Ek wil vra hom dit nie weg te steek nie. Om te sê, Here, sit die soetlig, soos Dawid sê, deurgrond my en ken my, kyk of daar binne in my 'n weg is van smart. Dit is 'n belangrike oomblik hierdie. Hierdie is 'n belangrike oomblik. Wil jy saam met my net die hand opsteek na die Here toe nie? Vader, ek is so bewus van wat U gedoen het aan die kruis. Bewus van my tekortkominge en my swakhede en my sonde. Maar Here, ek is meer bewus van wat U gedoen het. En nou aanvaar ek wat U namens my behaal het aan die kruis. Bid nou Vader dat U my verstand sal hernie en vernuwe na U woord. En Here, dat U selfveroordeling nou vat in die naam van Jesus. Ons bely elke sonde voor U. Here, ons sê ons stem saam met U. U is reg. En nou aanvaar ons, Here,
die wonderlike genade wat beskikbaar gemaak is deur die bloed van Jesus. Dankie Here dat ons hier kan uitstap vry. As die Seun my vrygemaak het, sal ek waarlik vry wees vanoggend. Ek bely nou dat ek is vry van bloedlynvloeke. Ek bely Here dat ek is vry van die foute van die verlede, van dit wat bedek is, van dit wat gevier is in my lewe wat nie van U was nie. Here, ek kom en ek spreek die bloed, die genade, die goedheid van Jesus. En die prys wat U betaal het, oor dit in die naam van Jesus. Ek stap in geloof, in geregtigheid verder. In dit wat U behaal het, namens my, in die naam van Jesus. En al die vrygemaaktes van die Here sê, Amen. En amen. Die Here sien jou. Free audio post-production by alphonic.com.